Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiemôre almal en baie welkom by hierdie uitsending van die Evangelisasiestasie. Ek, Roan Stein, ek dink julle ken ons nou al, gesels saam met Jacques van Jumep gemeente en Daniel van Otjiwarongo gemeente. Baie welkom julle twee. Ons gaan vandag lekker gesels oor kerk in praktyk, hoe die eerste kerk in Handelinge gelyk het en wat ons daaruit kan leer vir kerk vandag. So verlede week het ons, die vorige video's het ons stilgestaan by wat is kerk, wat is doel van die kerk, hoe dit begin het in die Ou Testament, die Nuwe Testament, of wie eintlik, ons kan praat wie die kerk is. Ons weet die kerk is die liggaam van Christus, die uitverkore volk van God. Maar hoe is ons kerk hier op aarde in ons gemeentes? So baie welkom en mag ons lekker hieroor gesels. Ek dink dit is vir almal 'n belangrike onderwerp om oor te gesels. So Jacques en Daniel, ek hoop julle is reg om te kan begin by, en ek dink julle het nou gesê ek moet julle nie vasvra nie, so baie maklike vraag, Jacques, is die kerk in Handelinge, hoe het dit ontstaan? Hoe het die kerk ontstaan na Jesus opgevaar het na die hemel? Wie het daar die eerste stap geneem vir die kerk om op die einde tot stand te kom? Goeiemôre julle. Ek dink dit is 'n groot voorreg om hieroor te kan gesels en ons het nou so 'n bietjie vooraf ook net besin oor die rykdom van hierdie gesprek, nee, hoe baie mense kan sê en hoe mense eintlik mense in hierdie video's eintlik kan oorlaai met alles wat mense kan praat oor kerk. En dit is so kardinale gesprek wat mense moet hê, en veral in die lig van wat mense deesdae sien in kerke en hoe kerke funksioneer en wat mense dink kerk is. Maar om jou antwoord dan te gee is die antwoord dan eintlik basies by Jesus Christus self. Dit het by Jesus Christus self gebeur dat hy die rots is waaruit die res van die kerk ontstaan. As mens nou vat byvoorbeeld juist die gedagte uit Petrus uit dat Christus die hoeksteen is waarop die res van die kerk gebou word, die res van die liggaam opgebou word, want die kerk word beliggaam in die gedagte dat Christus die hoof is, Efesiërs 1, en dat die liggaam is dan die kerk self, die gelowiges, soos laasweek daaroor lekker gesels, dat die kerk die gelowiges is. In daai raamwerk het Jesus dan, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het en hy het opgestaan na 3 dae, het hy daarin, as mens nou bietjie teruggaan in die boek Handelinge, in Handelinge 1, en eintlik 'n baie mooi pad gestap toe hy opgestaan het met sy disippels om aan hulle en 500 ander tegelykertyd te verskyn het vir 40 dae wat hulle dan onderrig het en duidelik gemaak het dat hy opgestaan het. Is dit interessant om te sien dat daar aan die einde van die gedeelte daar in die begin van Handelinge 1, dan staan daar van vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En daar is 'n gedagte wat kom uit Matteus 28 vers 16 tot 20 waar Jesus eintlik sy disippels die opdrag gegee het net voordat hy opgevaar het na die hemel. Het hy vir hulle die opdrag gegee om juist sy disippels te wees, sy volgelinge, mense wat sy naam gaan groot maak onder die mense by hulle kom, en hulle opdrag was dan om uit te gaan in die wêreld en sover as hulle kom, die mense te leer oor die wil van die Here, en dan natuurlik ook hulle te doop in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees, en dan hulle te leer om alles te onderhou wat God hulle beveel het, met die troos dat God tot die volëinding van die wêreld met en by hulle is. Ons kan gerus net daai gedeelte vir ons voorhou. So die antwoord op die einde van die dag op daai vraag is Jesus Christus self
het die kerk tot stand gebring. Hy het die bevel gegee dat die kerk bymekaar moet kom en dat gelowiges reg oor die wêreld in sy naam moet vergader en op die einde van die dag hom die eer gee wat hom moet toekom as die hoof van die kerk. En daarom in Matteus 28 staan daar vanaf vers 18, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, so Jesus Christus self, nee, so hy gee soos 'n koning sy koninklike mag, hy gee sy dekreet om te sê, maar ek is die ware koning, ek is die koning van die hemel en die aarde, ek is die koning van die kerk, en omdat ek die koning is, dan staan daar, gaan dan na al die nasies toe, nou gee die opdrag, so koning wat 'n opdrag gee aan sy gesandte, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So dit is die troostryke dan dat Christus sy kerk dan so begin het en dan in Handelinge sien mens dan hoe die uitwerking daarvan, nadat hulle die krag van die Heilige Gees gekry het, nadat die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het, hulle begin werklik waar om die mense waaronder hulle kom met die evangelie toe te rus en getuies te wees van wat hulle gesien en wat hulle gehoor het en wat hulle beleef het van Jesus Christus werklik waar volhard het in die pad wat die Here dan van hulle verwag het. Daniel, iets wat jy daar wil sê? Ja, en dankie, goeiemôre ook aan die almal wat kyk. Ek dink maar net aan die boek, die naam van die boek Handelinge, soos Jacques nou gepraat het, is die naam van die boek die Handelinge van die Apostels, maar eintlik kan 'n mens dit ook noem die Handelinge van Jesus Christus. Want dit is eintlik hy wat die kerk gestig het, soos Jacques nou mooi sê, en hy wat reg deur hierdie hele boek aan die werk is deur die Heilige Gees in die apostels, in die harte van gelowiges, maar is eintlik Jesus Christus se werke wat voortgesit word deur mense, en dis presies wat ons ook nog vandag moet doen as kerk, daai handelinge van Jesus Christus moet ons uitleef en voortsit. En ek dink mense doen dit nie altyd op die regte manier nie, en ons kan definitief ook verder daaroor gesels, nou soos die gesprek voortgaan, maar dis maar net 'n gedagte wat ek gehad het nou soos ek geluister het. Ek dink wat vir my uitstaan, ons kan nou praat natuurlik van die handelinge van die Heilige Gees ook, hoe die Here beloof het, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en in Handelinge 2 dan sing ons die uitstorting van die Gees, ons lees daarvan, en die res van Handelinge, hoe die Gees ook so gewerk het, mense geïnspireer het, hulle verander het. So, en dit laat my nogal baie rustig voel in 'n besige bediening, en waar almal besig is met hulle eie dinge, waar ons nog steeds moet kerk wees soos die Here wil hê ons moet kerk wees. Die feit om te weet dat ons is nie alleen nie, die Heilige Gees is in ons en lei ons. En net soos hulle krag ontvang het om getuies te wees, so ontvang ons ook krag om getuies te wees. En om te weet dat dis die Here se kerk, en solank as dit die Here se kerk is, en dit gaan vir altyd die Here se kerk wees, sal hy mense toerus ook deur sy Gees. Hy sal mense verander deur sy Gees. En dit laat nogal geweldige rustigheid, vrede in my hart, om te weet dat al lyk dit partykeer asof ons gemeentes bietjie sukkel, al lyk dit asof dinge nie altyd lekker is in die gemeentes nie. Die Here is daar, want dit is die Here se kerk. En ek kom maar net terug na wat ons verlede week gepraat het, daar sal altyd kerk wees, want dit is die Here se kerk. Dit is die wonderlike troos wat ons het. So die kerk in Handelinge, dit was, baie mense lees Handelinge en sê, okay, dit is nou die bloudruk van hoe 'n kerk vandag moet wees. En ek dink ons vergeet eintlik dat Handelinge is eintlik 'n historiese boek. Dit leer vir ons van die vroeë kerk en hoe hulle dit gedoen het en hoe die Here se kerk natuurlik gebou het. So ja, wat dink julle daarvan? Dink julle
ek wil nie vasvra nie, maar ons kan Handelinge net so vat en net so toepas. Ek weet ons gaan later kom by Handelinge 2, die einde van Handelinge 2, presies hoe die kerk, die vroeë kerk gelyk het. Maar dink jy ons kan Handelinge net so vat en toepas? Of ja, ek hoop julle hoor wat my vraag is. Ek wil maar so ietsie daarvan noem. Ek dink nie ons hoef noodwendig dit net so te vat en toe te pas nie, want natuurlik verskil ons omstandighede en al die dinge en ons milieu waarin ons leef en alles. Maar ek dink tog dis 'n goeie beginpunt om te kyk na 'n gemeente, want as mens hierdie gedeelte lees, dan kan 'n mens agterkom dat die gelowiges werklik geesvervuld geleef het. Nee, dit is nogal iets wat 'n mens duidelik agterkom. En nou kan 'n mens dink, maar ja, die Heilige Gees is nou net uitgestort oor die kerk en almal is vuur en vlam vir die evangelie en vir die verkondiging van die evangelie. Dis 'n nuwe dimensie, kan ek sê, waarin die gelowiges is. Hulle is vervul met die Heilige Gees nou net en nou moet hulle nou gaan hulle uit. En baie mense dink dalk dis die werking van die Heilige Gees is iets wat dalk afneem met verloop van tyd. Soos ek het sommer gedink aan as mens 'n bal skop of rol, dan met die wegspring is dit iets wat vinnig gebeur en dan met die tyd raak dit al stadiger. En nou kan mense dink, maar dis dalk hoe die Heilige Gees ook gewerk het in die kerk. Met die wegspring was dit 'n vuur en vlamme bediening en nou is ons al 2000 jaar verder en nou is dit iets wat traag geraak het. Maar die werking van die Heilige Gees is tog nie iets wat vinnig begin en dan stadiger gaan nie. En dit is hoekom ons nog steeds, jy weet, hierdie gedeelte kan toepas op vandag, dat die werking van die Heilige Gees is nog net so kragtig soos wat dit in daardie dae was, want God is aan die werk en soos julle ook nou mooi gesê het, God hou sy kerk in stand. Hy is beheer van sy kerk en die poorte van die hel sal nie die kerk oorweldig nie. En die troos wat ons ook daarin het. So dis maar iets waaraan ek gedink het aan die werking van die Heilige Gees. Dis net so relevant in ons gemeente waar ook al ons is, soos dit was in hierdie eerste gemeente. Ja, ek kan net so 'n bietjie byvoeg. En ja, ek dink Daniel het nou 'n belangrike teks daar genoem, nee, waar Jesus Christus self in Matteus 16 eintlik vir ons baie mooi dit duidelik gemaak het dat ja, daar Matteus 16 vanaf vers 18 waar hy sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dis nogal so 'n troostryke gedagte dat die Here sê sy kerk nie oorweldig sal word nie en dat sy kerk sal bestaan. Juis omdat hy sal sorg dra vir sy kerk en sy lewe aflê vir sy kerk, juis sodat hulle kan die kerk wees van die Here, afgesonder kan wees, soos 'n bietjie daaroor gesels verlede week ook, afgesonder kan wees deur die werking van die Gees om werklik die Here se kinders te wees. En as mens dan die boek Handelinge vat, is dit eintlik 'n baie mooi gedagte. Ek dink Daniel noem dit ook reg, mens kan eintlik baie ander gedeeltes gebruik, dink nou spesifiek aan Tessalonisense gemeente, 1 Tessalonisense 1, waar daar ook mooi gepraat word van hulle geloof en hulle hoop en hulle liefde, net daai woorde wat baie keer op mense se mure en goeters hang, maar daar sien mens werklik hoe die gemeente daar in Tessalonisense dit uitgeleef het, hierdie geloof, hoop en liefde. En so mense kan baie Bybelse tekste gebruik om mooi te praat oor die kerk, maar ek dink ons kan in die lig van vandag se gesprek definitief fokus op die boek Handelinge en dan spesifiek kyk na Handelinge 2 en die interessantste dan van Handelinge 2, as mens hierso vanaf vers 37 kyk, dan sien mens dat die Here daar eintlik iets pragtig openbaar. Wanneer ons dan praat oor hoe die kerk dan ontstaan het, dan sien mens eintlik dat hulle iets aangehoor het. Vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Letterlik staan daar, hulle is in die hart ontroer. En het hulle vir Petrus en die apostels gevra, wat moet ons nou doen, broers? En toe antwoord Petrus, want wat het nou voorheen gebeur? Petrus het op die Pinksterdag het hy die woord van die Here het hy verkondig. En toe hulle dit aanhoor, toe word hulle harte basies ontroer. Hulle harte word aangeraak. Hulle harte word so aangespreek dat hulle daar
'n diepe besef begin kry van wie God is en wat God van hulle verwag en hoe hulle lewe op die einde van die dag lyk. En as jy waarlik gehoor gee aan God se woord, sê jy outomaties ook begin sien wie God is en wat God van jou vra en hoe jou eie lewe lyk. En dit is in die lig van die kerk van die Here so uiters belangrik om in die hart aangeraak te word deur die woord van God self en 'n oor te hê om die woord van God te hoor. Want as jy nie 'n oor het vir die woord van die Here nie, gaan jy nie hoor wie God is nie. Gaan jy nie hoor wat God van jou vra nie. En dan is dit onmoontlik om dan te gaan doen wat God vra, want in die eerste plek weet jy nie wat God vra, want jy het nie geluister nie. Dis soos 'n kind wat op die einde van die dag 'n ouer moet gehoorsaam, maar die kind is so rebels, die kind luister nie na die pa en die ma nie. So hoekom sal die kind dan op die einde van die dag kan onthou wat die ouers van die kind verwag het as die kind nooit eers geluister het nie? En ek dink dis een van die belangrike aspekte van 'n kind van die Here wees, is dat ons na die Here se woord moet luister, na sy stem moet luister. En wanneer mense dit dan doen, dan werk die Here deur sy woord om ons deeglik bewus te maak van wat hy openbaar. En dan daardeur te werk met sy Heilige Gees om ons harte dan aan te raak en ons harte te verander. Ek dink spesifiek aan Esegiel 36 waar die Here sê toe sy volk in ballingskap weggevoer is, het hy self opgetree, het hy self ingetree omdat die volk nie toe die volk in ballingskap was en mense God se naam geminag het hulle nie opgetree nie, het nie ingetree en gesê maar God is wie hy is en God is die almagtige en dis in hom wat ons glo ensovoorts nie. Inteendeel hulle net gelos. En toe het God ingetree en hy sê daarin self, hoeveel kere wat hy sê, ek sal harte verander. Ek sal maak hulle volgens my voorskrif lewe. Ek sal seker maak dat hulle hart van klip verander word na hart van vlees. Ek sal seker maak dat hulle my kerk sal wees, dat hulle uit ballingskap weggevoer word, sodat sy naam op die einde van die dag geëer en verheerlik mag word. En dis dan die mooi wat mense dan hier in die boek Handelinge ook sien, is dat toe die werk van die Heilige Gees op die einde van die dag in die lewens van die aanhoorders van die evangelie se harte werk, het hulle hart en hulle lewens verander. Soveel so dat hulle begin in tale praat het. Soveel so dat die mense wat hulle aangehoor wat nie tot geloof gekom het nie, gedink het maar hierdie mense is dronk. Wat gaan aan met hierdie mense? En dit is dan nogals die wonderlike van om te sien dat wanneer God deur sy woord en deur sy gees in die gelowiges werk, dan is daar 'n drastiese lewensverander. Hulle leef en lyk nie meer soos die mense om hulle wat nie in God glo nie. En ja, ek dink dat ek nou nie self verder preek nie. Maar ja, wat ek die kans gee vir ander ook. Ja, dankie Jacques. Ek dink ja, en dit is wat so wonderlik is, dit is die Here wat ons harte verander. En ek dink dit is die gevolgtrekking waarby ons kom natuurlik in hierdie weer ook is, dis die Here wat harte verander, dis die Here wat sy kinders kies om sy kerk te wees, dis die Here wat mense roep om kerk te wees, sy eklesia te wees, om uitgeroep te word vanuit die wêreld, deel te wees van die koninkryk van God, en dan om daai mense saam te kan vergader, en ons word vergader deur die woord en die gees, om ons saam te bring, om te sê, julle kerk van die Here is plaaslike kerk van die Here, en daar waar jy is, kom julle by mekaar, en dit is wat ons sien in Handelinge gebeur het. Dit is nie, as ons praat van kerk van die Here, is nie net 'n vaag konsep van eendag in ons kerk wees, eendag in ons in die koninkryk wees nie. Dit realiseer nou al. Dit is, ons sien dit hier op aarde. En dit is 'n voorreg om deel te kan wees van daardie kerk. En ja, Handelinge, ek dink Handelinge is belangrik. Dit gee vir ons agtergrond vir die res van Paulus se briewe. As ons dink aan Tessalonisense, dan lees ons in Handelinge hoe Paulus ook was, of Efese, hoe Paulus ook in Efese was. En dan is dit nogal goed om daai agtergrond te lees, en weet jy, dit is nie maar net vir lukrake mense vir wie hy hierdie goed geskryf het nie. En so elke keer wanneer ek nou Efesiërs lees of Tessalonisense lees, dan dink ek terug in Handelinge en hoe hy
wat ons dan in Handelinge lees van daardie mense. En dan besef ek dit is gelowiges. Dit is normale mense soos ons wat nou hier sit en gesels en hoe die Here dan in hulle hart gewerk het en hoe hy hulle verander het. Ja, is daar 'n laaste ding wat jy wil sê voordat ons afsluit ook hiermee?